Goeiemôre gemeente en welkom in die huis van die Here. As ons vanoggend hier is, wil ek vra dat jy net vir 'n oomblik nou jou oë sal sluit. Dis met vreugde en dankbaarheid dat ons vandag saamkom om die Here te aanbid en God se goedheid te loof. Ons betree nou hierdie erediens met harte vol verwagting, gereed om die ware betekenis van Paastyd te vier en die opstandingskrag van ons Here Jesus Christus te vier. Terwyl ons dan nou so saam voor God se woord is, laat ons harte dan oopmaak om ontvanklik te wees vir die influistering van die Heilige Gees. Amen. Ek wil vra dat ons sal begin met die sing van lied 164 verse 1 en 2. En dan wil ek vra of iemand bereid sal wees om vanoggend vir ons die kers te kom aansteek voordat ons lied 164 sing. Dankie oom Pieter. Ek wil dan nou vra dat ons sal staan en dan sing lied 164 verse 1 en 2 en ek wil vra dat jy sal bly staan ook dan vir die seëngroet. Vrede en genade vir julle, geliefde broers en susters, in die naam van ons Here Jesus Christus. Laat ons harte verheug word in die wete dat God met ons is, terwyl ons in hierdie tyd van aanbidding en lof betree. Mag ons saam groei in die kennis en liefde van ons Verlosser, en mag sy vrede altyd met ons wees. Amen.
Kom ons sluit die oë. Here, dankie, dankie, dat U uit die dood uit opgestaan het. U is die verheerse Heer. U het ons voortgegaan deur uit die dood op te staan en ons weet dat ons ook uit die dood gaan opstaan. Here, dankie dat ons weet dat daar lewe vir ons gegee is en die lewe in ons kom woon. Ons het lewe in ons. Dieselfde Gees wat U uit die dood uit laat opwek het, leef in ons. Dankie daarvoor. Here, ons is vanoggend hier as broers en susters. En ons wil vra dat U vir ons sal kom bedien met U woord. Amen. Ons teksgedeelte wat ons vanoggend gaan lees, kom uit Johannes 21, verse 1 tot 19. Maar ek wil vra voor ons die gedeelte gaan lees, jy kan dit nou oopmaak. As jy jou Bybel by jou het, dit gaan ook op die bord wees. Ons gaan uit die 2020 vertaling uit lees. Wil ek dan vra dat hier waar ons sit as gebed, dat ons dan lied 257 sal sing, verse 1 en verse 2, wat ons eintlik sê, o Heer, maak oop my hart se poort, maak my ontvanklik vir U woord, wat my U raad en wil verklaar, laat my die woord, wat gespreek word, altyd bewaar. Voor ons die gedeelte gaan lees, wil ek net so 'n stukkie agtergrond vir u gee, sodat ons onsself, wanneer ons die teks lees, in die teks kan kom sit en kom plaas en sien hoe die gebeure afspeel. In Johannes 21 is die afsluiting van die evangelie van Johannes. En beskryf hy dan nou in hierdie gedeelte van Jesus se derde verskyning aan sy disippels. En hierdie keer gebeur dit by die see van Tiberias, waarheen hy hulle beveel het om te gaan. En dit is die deel van die see van Galilea by die nuut ontwikkelde dorpie Tiberias wat so 22 na Christus gebou is. Dis dieselfde plek ook waar die vermeerdering van die brood plaasgevind het. En dan sien ons dat hier saam met Petrus is daar 6 ander disippels wat genoem word. Thomas, wat ook Didymus genoem is, en Thomas en Didymus is die Grieks, maar is dieselfde naam wat beteken tweeling. En dan sien ons daar was ook Nathanael van Kanaan in Galilea, en dan die 2 seuns van Zebedeus, die seuns van die donder, wat genoem was, Johannes en Jakobus, en dan is daar ook 2 ander. So dit was mees moontlik so die 7 wat ons van weet, wat hier by die boot is. Nou as ons nou, om te verstaan wat die gedeelte so treffend maak vir oggend, wil ek hê dat ons 'n bietjie sal teruggaan en sal gaan kyk na die gebeure wat plaasgevind het tot daar waar hierdie manne nou hulle self bevind op 'n skei op die see van Tiberias. Jesus het vir sy disippels gewaarsku dat hy gevange geneem gaan word en dat hulle hom in die steek gaan laat. Hy het dit gesê vroeg al, nie by een geleentheid nie, by 'n paar geleenthede. En dan kom Petrus, en dan sê Petrus vir hom, al sal hulle almal hier, van u afvallig word, al sal hulle almal in die steek laat, nie ek nie. En dan ken ons mos die verhaal van, wat ons al gehoor het,
waar Jesus dan vir hom sê, jy gaan juis my nie 1 keer nie, nie 2 keer nie, maar 3 keer verloon. Jy gaan juis sê, jy ken my nie. En dit was vir Petrus soos in, kan nie wees nie. En dan gebeur dit. Dan gebeur dit dat Petrus Jesus verloon. En ek kan myself voorstel, hoe moes Petrus gevoel het, toe hy daai haan hoor kraai, daai Vrydagoggend. Sekerlik soos 'n skurk. Hy was dan veronderstel om die leier van die disippels te wees, die rots, soos wat Jesus hom ook genoem het, Petra. En juis hy is nou die een wat die Here in die steek laat. En daarom verdwyn Petrus heeltemal van die toneel af. Hy is nie eers by die kruisigingstoneel nie. By die kruisigingstoneel is Maria, Jesus se ma, haar suster Salome, en dan ook Maria Magdalena en Johannes, wat ook bekend is as die geliefde disipel van die Here, wat dan ook hierdie evangelie dan skryf. Maar Petrus is nie daar nie. Want Petrus sien nie kans om die Here te face nie. Hy het opgemors. Hy het die Here in die steek gelaat. Hy het sy kans verbeur. En dit is hoekom hy dan nou weer, nadat hy die haan hoor kraai en hierdie gebeur met hom, besluit hy om weer terug te keer na sy ou lewe. Besluit hy om maar weer die skuit te neem en maar weer 'n visser van beroep te wees. Nadat hy geroep is om 'n visser van mense te wees. Nou wil ek dan hê dat ons dan die gedeelte saam sal lees. Hierna het Jesus by die see van Tiberias weer aan sy disippels verskyn, en dit is hoe hy verskyn het. Saam daar by mekaar was Simon Petrus en Thomas, wat bekend staan as Didymus, Nathanael van Kanaan in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. En hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. Hulle het uitgegaan en in die boot geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Teen dagbreek het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dit is Jesus nie. Jesus vra hulle toe, my kinders, julle het seker niks om te eet nie. Hulle antwoord hom, nee. Hy sê toe vir hulle, gooi die visnet uit aan die regterkant van die boot en julle sal iets kry. Hulle gooi dit toe uit en vanweë die groot klomp vis was hulle nie in staat om dit in te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het, vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy boekleed omgebind, want sy bolyf was kaal en in die see gespring. Maar die ander disippels het met die skuit gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land af nie, net ongeveer 200 el. En toe hulle aan land kom, sien hulle daar 'n koolvuur gereed en 'n vis wat daarop lê en ook brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe aan boord gegaan en die net vol vis, groot vis, op die land getrek, 153. En hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet ontbyt. Niemand van die disippels het egter gewaag om hom te vra, wie is u? Want hulle het geweet dit is die Here. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle en so ook die vis. Dit was reeds die 3de keer dat Jesus aan die disippels verskyn het nadat hy nadat die dood opgewek is. Toe hulle klaar was met ontbyt, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle? Hy sê vir hom, ja Here, u weet dat ek u liefhet. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Hy sê vir hom, ja Here, u weet dat ek u liefhet. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom toe die 3de keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hom die 3de keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here,
U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Jesus sê vir hom, laat my skape wy. Amen, amen. Ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy self jou gordel vasgemaak en gegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud word, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou gordel vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Hy het dit gesê om aan te dui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En nadat hy dit gesê het, sê hy vir Petrus, volg my. Ons sien dat Jesus hier op die strand is en hulle hom nie herken nie. Hy vir hulle onbekend is. Net soos wat die Emmausgangers hom, onbekende vreemdeling, hier saam met hulle stap. En wanneer hy die brood breek, besef hulle wie hy is. Wanneer Jesus vir hulle, die disippels, vir hulle sê, gooi die net uit aan die regterkant en hulle kry hierdie groot klomp vis. Snap hulle, dis Jesus. En sê Johannes vir Petrus, dit is die Here. Dit is die Here wat daar praat. En dan lees ons, dat hierdie klomp vis, 153, so baie is, dat hulle die net aan wal moet sleep. En wat so interessant is, as ons die stuk lees, staan daar dat Petrus sy boekleed aangetrek het, van die skei afgespring het, in die see in, en dat hy weer later kom en dan help om dit uit te trek. Nadat hy gehoor het, dis die Here. Kan jy jouself indink, hoe moet jy op daai oomblik voel? Hier is die Here, wat ek nie wou face nie, wat nou hier is. Hoe nou? Hoe maak ek nou? Want sien, die Here het hom kom opsoek. Die Here het hom nie gelos nie, die Here het hom kom opsoek. En dan vra die Here vir hom, baie interessant. Hy vra vir hom, Petrus, het jy my, en die vertaling sê baie lief, maar die Griekse vertaling gebruik die woord agape, wat eintlik dan verwys na die liefde, met die onvoorwaardelike, selfopofferende liefde. Die liefde basies wat amper 'n ma vir 'n kind het, maar die liefde wat God vir mens het. Hy vra, het jy my lief? Het jy my baie lief? En Petrus antwoord hom heeltyd met, u weet dat ek u lief het. En hy gebruik nie die woord agape nie, hy gebruik die woord philios. En dit is eintlik liefde wat tussen vriende is. Dis asof Petrus, die bietjie wat hy het, is net genoeg vir vriendskap. Hy is asof hy nie kan kom by agape nie. Want hy weet selfopofferende liefde, dis nie hier nie. Ek het 'n kans en 'n geleentheid gehad om te kan bely hardop dat ek vir Jesus ken en ek het nie. En dan vra die Here vir hom, is asof die Here hom heeltyd vir hom sê, wat is sy roeping? Laat my lammers wy, pas my skape op. En die Here doen dit nie 1 keer nie, maar 3 keer. En die 3 kere wat hy doen is, om daai 3 kere wat hy hom verloon het, reg te stel. Dis asof die Here hom kom herstel, en elke keer, waar hy vir hom vra, het jy my baie lief, met die eerste ene is, waar hy die eerste keer hom verloon het, is dit asof hy dit so fiethou, asof hy dit doodtrek, en dit kanseleer. En die tweede keer, dit wat gesê is, jy ken my nie, ek kanseleer dit. En dit wat jy weer gesê het, jy het my 3 keer verloon, ek kom herstel jou ook, 3 keer, ek kom herstel dit. Petrus gaan deur 'n baie, baie moeilike tyd. Want as Jesus hier voor hom staan, waar begin 'n mens as jy opgemors het? Waar begin 'n mens regmaak? Hoe maak 'n mens reg? Miskien voel jy dalk vanoggend soos 'n totale mislukking. Dalk wonder jy vanoggend hoe die Here dit nog enigstens met jou uithou.
Want jy het hom ook al baie teleurgestel. En is daar dalk hierdie stemmetjie in jou kop wat vir jou vandag dalk ook nog sê, jy kan nie elke keer die Here teleurstel en net hier kom sit nie. Jy kan nie so aangaan en met 'n vroom gesig rondloop nie. Dis dalk wat Petrus dalk in sy kop aangegaan het. Hy het dalk besluit dit is verby. En is daarom dat hy, omdat hy die Here verloon het, dat hy terugkeer na sy ou lewe toe. Want hy het sy kanse opgebruik. Die kanse wat aan hom gegee was, die geleentheid wat hy gehad het, het hy nie aangegryp nie. Dis die agtergrond van die gesprek dan tussen Jesus en Petrus daar op die strand. Wanneer Jesus vir hom sê, het jy my baie, baie lief, het jy my baie lief, dan is dit 2 keer wat hy vir hom vra, maar die 3de keer gebruik hy nie weer die woord agape nie, maar gebruik hy Petrus se eie woorde. Het jy my filios? Het jy my lief? Dis asof Jesus vir hom kom en sê, ek weet jy kan nie nou daar kom waar by daai liefde wat nodig is nie. Maar is alright. Ek kom daar na die liefde wat jy nou het, dit wat jy beskikbaar het, dit wat jy nou kan gee. Ek kom daar. Die Here kom ontmoet hom waar hy is, met die bietjie wat hy het, bietjie wat hy kan gee. En die Here gaan van daar af, en die Here kom herstel hom in sy amp. Die Here kom en sê vir Petrus, dat jy 'n taak. Jy het 'n taak. Die taak en die roeping wat ek jou mee geroep het in die begin, het nie nou opgehou nie. En dis wat baie keer ons dink baie keer, as ek opmors, of as ek 'n fouteer, dan is dit asof die Here dan sekerlik 'n streep trek deur my roeping, deur my verlossing, deur my verhouding, en los hy my. En voel ek op daai oomblik dalk ver van die Here en voel ek weet ook nie meer hoe om terug te kom nie, want ek weet nie hoe om die Here te face nie. Ek weet nie hoe om dit te gaan regstel nie. En bly ek maar eerder weg. En is ons maar geneig om so te maak. Van Adam en Eva af gaan ons maar gaan kruip weg en probeer maar eerder wegbly. As ek opmors, die eerste ding wat gebeur is, my stilte tyd lê daaronder, my tyd met die Here lê daaronder, want ek weet nie hoe om reg te maak nie. Want hier stemmetjie in my sê, wie's jy om nou weer na die Here toe te dryfster te kom? Jy weet wat jy aangejaag het. Hier's Petrus. En hy dink by homself sekerlik, dit wat gebeur het was so fantasties en amazing, maar ek het my kanse verbeur. Ek het die Here verloon. Nie 1 keer nie, 3 keer het ek hom verloon. Ek is nie werd om 'n disipel te wees nie. Ek is nie werd om hierdie rots te wees waarvan hy praat nie. En hy gaan terug na sy ou lewe. En hy vat weer die leiersels van die ou lewe en dit is asof hy wil vergeet. En wanneer hy daar saam met die ander disipels is hy nog steeds die leier want hulle volg hom en hulle gaan saam met hom. En hier op by die water kom die Here en die Here kom weer na hulle toe en die Here reik weer uit. Dieselfde God wat hom geroep het in die begin met waar die vis, waar hy die nette uitgegooi het, nadat hulle niks gevang het met die roeping, het hulle ook hierdie groot klomp vis gevang. En het die Here vir hom daar gesê, vir hom en vir die ander, julle sal nou nie meer vissers wees van beroep nie, maar vissers van mense. Hier doen die Here weer die wonderwerk. Hy herinner hulle, ek het jou geroep by jou naam, dit is jou roeping. Niks het verander nie. Ja, jy het opgemors, maar ek het nie verander nie. Net omdat jy opgemors het, maak nie dat dit wat gesê is, wat die beloftes wat ek in jou gemaak het, ewe skielik nou uitgekanseleer word nie. Ek bly God. As hy met Petrus praat, dan herinner hy eintlik daarmee vir Petrus aan dit wat ons so lees in Psalm
145 vers 8 wat sê, genadig en barmhartig is die Here, geduldig en groot in troue liefde. En ons hoor, dit kom eintlik uit Exodus uit. Exodus 34 vers 5 sê, die Here het in die wolk neergedaal en daar by hom plek ingeneem en die naam, dit is nou by Moses, en die naam die Here uitgeroep. Die Here het reg voor hom verbygegaan uitgeroep, die Here, 'n barmhartige en genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid, wat troue liefde vir duisende bly handhaaf, wat skuldoortredings en sonde vergewe. Dis die einste wat hier by hom sit. Wat hier sit en vir hom sê, laat my skape wy, pas my lammers op. Hierdie een wat hom weer kom herstel in sy roeping. En later lees ons van hierdie Petrus, die een wat vir Jesus voor 'n diensmeisie verloon het. Hierdie einste Petrus is die een wat met Pinkster opstaan voor duisende luidkeels getuig van God. Dit wat julle hier sien, sê hy, want die mense gedink hulle is dronk, haal hy vir Joel aan, en raak hierdie Petrus, die Here, daai rots wat die Here gesê het, hy is dit. Maar toe hy gefaal het, was dit vir 'n oomblik asof daai ook weggeval het. En ons is geneig, daar's 'n klomp dinge wat in ons lewens gebeur, dinge wat vir my en jou van die Here se pad af baie keer probeer wegtrek. En wanneer ons sondig, wanneer ons faal, wanneer ons geleenthede waar ons vir die Here kon opstaan deur ons vingers laat glip, voel ons ook maar so skurke. Voel ons nie waardig nie en wil ons baie keer ook nie terugkeer nie. Voel ons skaam en wil ons nie naby die Here kom nie, wil ons eintlik wegkruip en wegbly. Maar vanoggend hoor ons wat die Here vir ons hierdie woord sê, dat hy ons kom opsoek. Hy kom soek jou op. Hy kom na die strand en hy kom soek jou daar by die strand, kom soek jou. Hy is die een wat in die tuin van Eden die mens kom opsoek het as hy wegkruip. Dis dieselfde God wat ook hier teenwoordig is. Jesus verskyn aan sy disippels en hy kom wys vir hulle dat hy opgestaan het. Waar het jy die afgelope dae vir Jesus gesien? Hoe sien ek en jy vandag die Here? Hoe beleef ons hom? Wat is die goed wat gebeur wat jy kan sê, dit is die Here, soos wat Johannes vir Petrus sê, dit is die Here. Wat is die dinge wat ek en jy vandag opmerk, die vingerafdrukke van God is? As Jesus vir Petrus herstel in sy roeping, dan sê hy ook vir Petrus hoe die eindstorie gaan lyk. Hy sê vir Petrus dat hy sy hande gaan uitsteek en hom vasgebind gaan word en by plekke gebring gaan word wat hy nie wil nie, en so ook hoe hy God gaan verheerlik deur sy kruisdood. En dan sê hy vir hom, volg my. Dieselfde woorde wat in die begin gegee was, toe hy my eerste keer geroep het, volg my. Ons word genoem volgelinge van Christus. En is nie dat ons goed is, dat ons volgelinge genoem word nie. Dis nie dat ons goeders reg doen, dat ons volgelinge genoem word nie. Ons maak juis foute, ons fouteer juis. Maar dis omdat hy so goed is, en groot is, en barmhartig is. Groot in troue liefde, geduldig. Dis hoekom ons volgelinge kan wees. As ek en jy nou met mekaar omgaan, dan moet ons altyd in ons agterkop ook hê, die Here vergewe ons elke dag, en die Here roep ons op om mekaar dan ook te vergewe. Vanoggend, as ons hier by mekaar is, word ons ook gekonfronteer met die lewe wat ons lei en die foute wat ons maak. En die Here los ons nie daar nie. Hy het nie vir Petrus los in selfverwyd nie. Hy het nie op die strand kom sit en by Petrus stil gebly.
en net vir Petrus 'n koue skouer gegee en aangegaan met die ander disippels nie. Hy het geweet hoe nodig Petrus hom het, hoe nodig Petrus dit het om herstel te word. En dis hoekom hy hom ontmoet daar. Die Here weet wat jy vandag nodig het. Hy weet dalk hoe ver jy van hom af vandag voel. Hy weet die dinge wat jou kwel, en hy los jou nie daar nie. Hy kom ontmoet jou. Hy kom sit by jou. En hy kom herstel dit wat verkeerd gegaan het, en hy kom bemoedig jou met sy liefde. Maar wat hy ook doen is, wanneer jy jou herstel, los hy dit ook nie net daar nie. Hy roep jou ook om op te staan en hom te volg. En wanneer ons herstel word, en wanneer dit reggemaak word, dat ons besef, ek het ook 'n taak, ek het 'n oproep, daar is 'n beroep op my gemaak, en ek moet inskakel. Waar skakel jy in? Of sit ons baie keer en weet die Here het my vergewe, ek hoor dit, maar ek voel dit nog nie. Gevoelens is gevaarlik. Petrus het God, die Here se woorde gehoor, en hy het van daai woorde af gereageer. En die Here het vir hom gesê, volg my. En dis wat ons baie keer doen. Hier binne-in voel ons, as dit beter gaan voel, en ek net naby aan die Here voel, sal ek begin. Die Here sê, ek het jou vergewe. Ek het jou geroep op jou naam. Jy is myne. Volg my. Ongeag hoe jy voel. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, as U ons vandag roep, en vandag ook vir my en vir elkeen om ons sê hier waar ons is, volg my. Here, dit is baie groot gewigtige woorde. Want Here, as ons U volg, doen ons dit so uit ons eie menslike vermoë en ons struikel. Ons doen dit so sleg, Here. Ons beste werke is soos vuil lappe. As U vir ons oproep en sê, volg my, Here, hoe antwoord ons? Ons sê, ja, ek sal U volg. Petrus het ook gesê, Here, ek sal U volg tot die dood toe. Nadat hy vir hom gesê het, maar jy gaan ook my verloon. Ja, jy voel nou, jy kan my volg end uit, maar jy gaan my ook verloon. En dan sê hy vir elkeen van ons deur die woord, al faal jy, ek kom soek jou op daar waar jy is, en ek kom herstel dit, en ek kom herstel jou in jou roeping, en ek sê weer, volg my. En Here, vandag sit ons met die Heilige Gees wat uitgestort is, wat vir ons bystaan. En selfs in ons volgelingskap weet ons nie eens hoe om te bid baie keer nie, maar die Heilige Gees tree vir ons in. Dankie dat U ons nie as wees agtergelaat het, dat U by ons is tot die volëindiging van die wêreld. U maak dit moontlik om U te kan volg. Here, al voel ons baie keer onmagtig, al voel ons baie keer ek kan nie, gee U vir ons wat nodig is. En selfs die bietjie wat ons het, daai klein bietjie van, ek het U lief, Here, en ek kan nog nie by die punt kom van ek het U baie lief nie, dan kom U daar, en U kom sluit daar aan by ons, en sê, ek vat daai bietjie, en ek sal dit vermeerder. Bring maar jou bietjie, ek sal dit vermeerder, en jy sal my bely voor baie, soos wat U met Petrus gedoen het. Hy wat U verloon het voor min, het U luidkeels bely voor baie. U is die God van tweede kanse en meer. U is die God van herstel. Dankie, Here, dat U ook vir ons kom herstel. Amen.
jy ook die Here se stem hoor, waar hy vir jou ook sê, volg my. Ja, al het jy foute gemaak, al maak jy hoeveel ook, die Here is die een wat ons sal herstel en ons bly roep en sê, volg my. Broers en susters, gaan dan uit in vrede van ons Here Jesus Christus. Mag die genade en sy liefde by julle wees en bly. Mag julle ligdraers wees in hierdie wêreld en van die opgestane Heer verkondig en in woord en daad getrou bly. En mag jy weet, hy herstel jou, hy het jou geroep. Hy sê, volg my. Amen.